plan was come up with one for hundred that we don't have that one year of songs come that very happy perception. One people are not those that was all the year of slow was one year of the year of song aside. Over house there are one to do one to do there was a very to know that I'm smeared for almost an order to this of spot with and sermons. There are nothing legal sermons like this or that. There was a problem of honesty, whether there are ideas or happiness, not so good for there. But we saw an important one that we do stuff. There are more problems that we can do a good for seeing as each good for the end. If we have some years, change your thought. Even if there's a lot of people, even with that, say it. There are partnership with person, but this process that can get together, and I get it to be that about equal balance. There is about it, there is about different here about so different and also to realize there is a stadium to see in our lives, there is a teacher. I completely outcomes. On the after the environment from so that the office of full and Europe is of an order and control. Here we talk that the teaching of this construction there now is my time and everything. And constants what people speak about from this like 30 years down to that antiquity to students that the mark and open power services and there are the problem of people some life on the body felt take a steer of the orange from the top as a felt in a second marriage of good that we don't know what we are. Yeah, I think all that we should always see and so close so we mentioned that we said almost about after one of this but no one's been looking for the world is also a lot of fruit for the island. We got those I like to do it in the right roots and systems. Where honor what honor and maybe to follow what meant to go on my very fun. Whereas I can see this available on the power until you learn that people say I like and you stay from them for constant fun. Given to that. Moreover, and after plenty of the sea of trouble, you can get out of it, planting the life of the sun. Then, because of the great problem, for restoration, maybe that forms as a actually folks of them as a child. That forms the image and all the perfect different. He was the property by saying, and he, yeah, he said, go from that. Yeah, but no, I said, but it's not that one. Yeah, that's what she did. Just be clear, and I found that I did the last year. After the background, see it, often like see it. When I was at all, I was about to that. Like the and good and this working with us.
die Here Jesus, wat 'n voorreg vir ons om voor die Almagtige te kan buig. Ons God ons verlosser, wat alles gedoen het om ons te red. Nie wat ons dit verdien of waardig is nie, maar met U 'n absolute barmhartige groet en genade. En ons wil U in ons midde innooi en vra dat U in U volheid ons harte asseblief van kom aanraak. Dat ons van optel en werklik 'n verskil in ons lewe sal bewerk. Dat dit in ons verliefde Jesus se naam. Goeiemôre aan elkeen. Nou, ons het vanoggend dankie. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die Evangelie van Markus. Markus 9 vers 43 tot 49. Markus 9 vers 43 tot 49. Ek lees hier uit die 53, die ou vertaling. Dit sê: En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dis beter vir jou om vermag die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê en in die hel te gaan, in die oneindige vuur, waar hulle wil nie sterf en die vuur nie uitgeblus word. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dis beter vir jou om krepeel die lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word, in die oneindige vuur, waar hulle wil nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Het is beter vir jou om met 1 oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wil nie sterf en die vuur nie uitgeblus word. Mag die Here hierdie gedeelte in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse seën. Ons boodskap vanoggend is getiteld The Photoshop. Jy ken Photoshop, nee? The Photoshop. Nou ek wil begin deur vir u 'n foto te wys. Wie sal u sê is dit hierdie? As net kan opkom. Daar sê. Wie sal u sê is dit hierdie? Dit is julle mooi predikant. En sy pragtige vrou, nou al amper 31 jaar terug. Sjoe, nou kom wys ek vir u hierdie foto. Wel, ons fotopakket, wat ek daai tyd gekies het, en ek weet net vandag nog nie hoekom ek nou juist daai pakket gekies het nie, maar ek het nou maar hierdie pakket gekies, en onder andere het dit 1 foto vergroting ingesluit van 1 meter by 1 meter. Dis nou nie hierdie ene nie, maar amper so 1 meter van 1 meter foto van ons vergroting. Nou, die idee was seker goed, maar die probleem toe ons hierdie vergroting kry, en ek myself vir die eerste keer letterlik dubbel die grootte sien, as wat ek myself normaalweg in 'n spieël sien, trek die realiteit my skielik soos bomskop. Hoekom? Want my neus, wat ek altyd gedink het is normaal, blyk skielik groot. My neusgate is soos tonnels. Nee, dis dubbel my size. En die ergste, elke swart koppie en pysie en merkie van op my neus staan uit soos 'n swart kol op 'n wit doek, en ek het dit nog nooit eers voorheen raak gesien of daarvan geweet. Ek bedoel, ek sê nou hy voel kyk, daai vergroting kyk, dis al wat ek sien. Met die gevolg, ons is nou 2 maande, amper 31 jaar getroud. Maar daai vergroting lê tot vandag toe nog al die pad in 'n kas, onder in 'n kas. Hoekom? Want kan nie maar om hom uit te haal en op te hang nie.
Hoekom? Want ek sien net dit van myself wat my laat groei. En is dit natuurlik nie die probleem van vergroting. Want dit vergroot alles. Saam met die mooi, word die klein en die lelike dingetjies wat nooit voorheen sigbaar was nie, nou ook ooglopend en duidelik sigbaar. Skielik kan ons niks wegsteek nie. Alles is oop en bloot en vergroot. Nou hoekom ek dit vir u vertel, baie eenvoudig. Is dit nie maar ons almal se probleem as dit kom by ons eie geestelike lewens? Soos ons is, of hoe ons lyk as ons onsself geestelik kyk, is baie keer goed. Ek wil dit goed. Ons is selfs getenteerd om baie gelukkig te word met ons eie geestelike lewens, want dit wat ons sien, lyk goed. Of althans, hoe ons na onsself kyk, lyk goed. Maar wat lê werklikheid net so bietjie onder die vel? Of diep hier in die donker kamers van ons harte? Ek wil u uitdaag. Dit en vra die Heilige Gees om u werklik 'n verantwoording van u self, die eie geestelike lewe te gee. Sodat u uself kan raak sien vir wie wat u werklik is. Daai dingetjies wat ons nie meer sien nie, dat ons dit kan raak sien vir wat dit werklik is en ons so gewoond aangeraak het. Kyk, Photoshop was nog nie beskikbaar of eintlik bekend toe ek en my vrou getrou het. Ja, was dit maar net toe beskikbaar. Maar ons het nie eens van Photoshop daai tyd geweet nie. Maar Photoshop was nog nooit onbekend aan Satan. Die duiwel het nog al die tyd Photoshop geken en beter geweet, want die sien, hy wil hê ons moet anders lyk. As wat ons werklik is, beter lyk as wat ons werklik is, want die sien, hy wil nie hê dat ons die werklike erns van die sonde in ons lewens moet besef nie. Of nog erger, met ons vrye lewens in verhouding na die kruis van Golgotha toe sal gaan nie. Nee, hy wil hê ons moet dit toehou. Hy wil dit vir ons wegsteek, sodat wanneer ons die dag voor die groot regter sal staan, ons skielik soos bomskoks ontbloot sal word, en wie en wat ons werklik is. Hier diep binne ons harte. Die dag is natuurlik heeltemal te laat. En as daar ooit 'n dringende boodskap vir ons tye is waarin ons vandag leef, dan is dit dat Jesus wil hê dat ons moet waak en stry teen die sonde. Moenie dink, jy gaan eendag voor die regterstoel van God staan met jou sogenaamde lievelingssondetjies in jou lewe waaraan jy vashou, maar omdat jy spoedelik is nie, of niemand daarvan geweet het nie, God van gaan voorsien. Ja. Jy sien, Jesus het ons nie in ons sondes kom red nie, maar het ons van ons sondes kom red. Sonde is iets wat God wil hê, jy in alle koste teen moet stry, totdat jy deur God se genade daarvan kan wegstap. En dit moet deel van ons lewens bly nie. Jy weet, ons luister graag na sogenaamde kenners op hulle vakgebiede, hulle verskeie vakgebiede, as hulle vir ons raad gee. Weet hierdie kenners wat al die pad vir die lewe geloop het. Byvoorbeeld, ons luister graag na finansiële kenners. Ou Dawie Rood en al die manne, as ons finansiële advies gee, veral as ons weet wat om met ons spaargeldjies te doen nie. Ons luister selfs
na mediese kenners, dokters en alles. As daar iets fout is met ons, dan luister ons graag. Wat sê julle? Ons luister selfs graag na mechanics, motorwerktuigkundiges. Is daar iets fout is met my kar? Want hulle ken mos die dinge. Hulle is professioneel daarin. Maar ons skriflesing gee Jesus ook vir ons lewensnoodsaaklike raad oor hoe om te waak teen die sonde. Maar by die eerste oogopslag sê dit nie vir ons goeie raad nie. Inteendeel, dit maak nie eens werklik vir ons sin nie. Eerstens sê Jesus in Markus 9 vers 43, as jou hand jou laat struikel, kap dit af. En dan in vers 45 sê hy, as jou voet jou laat struikel, kap dit af. En dan derdens in vers 47 sê hy, as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Pluk dit uit. Want dit is beter vir jou om vermink of krepel of met net een oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 hande, 2 voete en 2 oë te hê en tog dan in die hel te beland. Nou, soos ek gesê het, nie vir ons sin nie. Bedoel Jesus werklik hier dat ek my hand of my voet moet afkap en selfs my oog moet uitpluk, sodat ek nie meer sal sondig nie? Dit wat hy sê, wat sal u van my dink? As ek nou vanoggend hier moet staan en al hier 'n byl uit, en ek sê vir u, hoorie, as u nie meer wil sondig nie, ek sal u vanoggend uitsorteer. Ek sal jou help om nie meer te sondig nie. As jy nie meer wil goed steel of begeer of wat nie, kom bring gou na hande hierso, dan kan jy uitsorteer. Of as jy nou moeg is om die verkeerde pad te loop, bring 'n bietjie raai voet uit. Ek gaan dit gou vir u uitsorteer en ek sal jy help om die regte pad te loop. Jy gaan baie vinnig dat jy hierdie predikant se kop raaks, nee? En u sal reg wees. U sal reg wees. Weet, inteendeel, bo almal weet Jesus die beste dat jy jou hand af te kap of jou voet af te kap, gaan nie verseker dat jy nou nie sondig nie. Of jy jou oog uit te pluk, gaan jy dit nou nie skielik maak dat jy nou nie meer wil sondig na die verkeerde kyk nie. Inteendeel, jy dan nog in elk geval 'n ander oog oor wat vir jou dieselfde blootstelling gaan gee. Maar die Bybel leer ons dat sonde het sy oorsprong waar. Ja, in die hart, in jou gedagtes. En dit gaan nie help om jou hand of jou voet af te kap, terwyl ek nog begeerte hier in my hart koester nie. 'n Mens lees ook nêrens in die Bybel waar enige Christen ooit hulle hande of voete afgekap het om nie meer te sondig nie, want die konteks is duidelik nie om jou liggaamsdele wat jy wil laat sondig af te kap nie, want die werklike probleem lê in die hart. Inteendeel, dit is juist die hart en die verstand wat die hand en die voet lei, wat die oog beïnvloed om die verkeerde pad te wil loop. Nou, Jesus se woorde klink hier dalk baie direk en kras, want Jesus wil hê ons moet besef hoe gevaarlik sonde in werklikheid is en wat dit aan ons doen. Die duiwel het sonde al so in ons lewens gefunksjoneer, dat ons al baie keer, of in baie gevalle, heeltemal mak daarvoor geword het. Weet so 'n rukkie terug, was daar in die nuusmedia baie interessante berig gewees van 'n 31-jarige man met die naam van Dan Brandon van die Verenigde Koninkryk. Nou hierdie man het 'n klomp slange in sy kamer gehad. Met verskillende slange wat hy gehad het. Onder andere ook 'n massiewe, groot, Burmese luislang. Wat hy so om sy lyf laat krul, dis die werklike ou daai.
die einste dance plan. En hy het hierdie slang so gelyk met krulle, dat hy heeltyd maar met die slang so geloop en alles. En hy het selfs baie nagte met hierdie slang gaan slaap. Sonder om in die hok te sit. Sonder daar in sy kamer op sy bed rond gekruip het. Maar eendag het iets gebeur wat die slang se ware natuur geopenbaar het. En die gevolg die volgende oggend ontdek hulle hierdie man dood, opgedruk vermink deur sy kietel leislag. Nou, toe ek hierdie artikel lees, sê ek nogal vir myself, sjoe, dit wys net vir jou. Jy speel nie met so iets nie. Ek was nie speel met 'n slang nie. Ek bedoel, dis 'n slang, man. Hoe kan jy so dom wees? Maar tog aan die ander kant, net so wil ek baie duidelik vir ons sê, hey, jy speel nie met sonde nie. Jy speel nie met sonde nie. Dit sal jou altyd verpletter. Moenie dat die duiwel sonde in jou lewe Photoshop nie. Jesus rig 'n sterk oproep deur ons skriflesing aan ons om so sterk standpunt in te neem teen sonde, soos om eers jou hand af te kap, of jou voet af te kap, of selfs jou oog uit te pluk, as om te sonde. Wat van die Here sê dit? Back up. Kom ons van dan net aan die boekwoordings van die Eeu sê dit van enige gewoonte of gebruik wat tot sonde sal lei en Christus 'n oneer sal aandoen, moet afgesien word teen welke prys ook al. Enige koesterde sonde is genoeg om die karakter te laat ontwaar en ander te mislei. As die hand of die voet afgekap moet word en selfs die oog uitgepluk moet word om die liggaam van die dood te red, hoeveel te meer behoort ons nie ontslae te raak van sonde wat die siel laat sterf nie. Nou, ons weet daar is sekere diere, byvoorbeeld miskien katte, muisonde en selfs jakkalse, wat as hulle voet in 'n slagyster vasgevang is, in absolute desperaatheid om te ontsnap, baie keer selfs hulle eie voete sal afvreet om los te kom. Ek het selfs al verhale gehoor van mense wat onder die grond in rotsstolstings daar onder in die myn vasgeval was en dan 'n massiewe rots op die ou se been geval en hulle kon hom nie uitkry nie. En dan in 'n desperate poging van sy maat om te red, het hulle lewendig sy eie been afgesaag om daai te kry. Selfs geval sy lees van 'n bergklimmer wat geval het en sy been in 'n tree vasgehak het en daar sit hy en hy besef hy gaan sterf. En in sy eie desperate poging om te ontsnap, het hy sy eie knipmes gebruik om sy eie been af te sny om te kon ontsnap en weg te kom. Ja, en dit klink verskriklik. Dit klink verskriklik. Ek bedoel om jou eie arm of been te moet afsny en jouself te red. Maar wanneer jy in sulke omstandighede is, het jy moed om partykeer drastiese keuses te maak. Gaan ek sterf? Of gaan ek my eie voet of hand afsny om te oorleef? Kies toch gewoon, dat zal mij helpen as jy. Dankie. Sterk my hande. Kom.
Nou jy kan self indink. Partykeer raak dit so desperaat. Jy jou hand op voet moet afsny en jy moet daai keuse maak, gaan ek sterf of gaan ek iets afsny om te oorleef? Nou kom ons bring dit terug in die konteks van ons skriflesing. Dit is wat Jesus vir ons sê. Deurdat ons toegegee het aan sonde, is dit net so 'n realiteit. Asof jou hand of jou voet of jou oog vasgevang is in Satan se slagyster, Satan se dodelike slagyster. En wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Sekere dinge waarin ons vasgevang is, kom nie van self reg. En oomblik as ons dit bely nie. Seker soms kom dit nie reg as jy dit bely nie. Maar vereis dat ons van ons kant af sekere en partykeer selfs drastiese keuses moet maak om daarvan weg te kom. Jy het daarop nodig om jou werk te bedank wat jou lewe is, maar jou daarvan weerhou om getrou aan God te wees. Of jy moet dalk 'n verkeerde verhouding beëindig, al maak dit hoe seer en as is die gevolge hoe groot. Nou moet jy jou rekenaar afsit, toemaak of dalk selfs in die asblik weggooi, omdat dit vir jou dalk 'n voortdurende geword het tot sonde. Moenie dat Satan sonde in jou lewe Photoshop nie. En nog erger, moenie dat hy jou sondige lewe Photoshop sodat jy dink jy's beter as wat jy werklik is nie. Hartstig, dat die Heilige Gees jou 'n vergroting van jouself sal gee, van jou hart sal gee, sodat jy jouself werklik kan sien vir wie wat jy werklik is. Nie ander mense nie, wat ek is. En dat dit jou so sal volg, dat ons alles wat ons vermoë sal doen, om daarvan te ontstaan. Om daarvan te ontstaan. In Hebreërs 12 vers 4, kry ons dieselfde eegenoem van Jesus se woorde in ons skriflesing as dit sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen julle stryd teen sonde nie. Paulus sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Meeste van ons is al so gemaklik met sonde in ons lewens, dat ons nie eers weet wat dit beteken om dit werklik te verstaan nie. Maar Jesus se lewe daag ons uit om daarin te staan. Al moet jy ten bloede weerstand bied. Ons probleem as Christene is dat ons baie keer net te gemaklik raak met sonde. Ons raak net te gemaklik met sonde. Ons speel baie keer daarmee. Ons raak mismoedig as ons ewig daarteen moet stry. En ons gee op. Ek voel ons gee op of ons gee toe. En ons besef nie hoe ver ons terug sit in ons Christelike wandel. Ons besef hoe ver ons terug sit nie. Ek wonder, het jy al op die snelweg gery? Langpad, verpad, afkaap toe iewers heen, net langpad. En soos wat jy 120 km per uur ry, loop val jy skielik vas agter 'n groot ou swaar vragmotor. En jy sukkel om verby te gaan. Jy mik. Hierdie lorry ry so 80 km per uur. Heel konstant, bly hy 80 km per uur. Want jy kan nie verbykom nie. Mik. En dan iewers skielik kry jy daai gaping. En jy gaan hom verby. En soos jy verby hom ry, wat doen jy? Jy kyk na die vrag wat hy op het, en sy nakke en alles, jy kyk na hierdie groot lorry, en omdat jy verby hom is, dan vat jy die pad, 120 km per uur. Hoppa, vat jy. En al so
uur, bijvoorbeeld, half uur of 'n uur, wat jy lekker gemaklik ry, 120 km/h, sien jy skeer. Shell Ultra City, hier langs die pad. Nou, jy het 'n plan om af te trek nie, dit was nie jou gedagtes nie, maar dan sien jy die plek en jy dink, nee, kom ons trek net so ver. Kom ons trek net so ver. Niks ernstigs nie, ons moet gou draai, laat die kinders gou 'n draaitjie loop, kry gou iets te ete, dalk 'n ou koffietjie, en dan vat ons weer die pad. Ja, dan vat ons weer die pad, vol stoom. En lang ruk wat jy weer die pad gevat het, 120 km/h. Die is weer 'n lorry voet. En soos jy verbygaan, kom jy agter maar, hey, dis dieselfde groot ou trop wat ek lang terug verby gegaan het. Hoe het dit nou nie voor my gekom? Dit het nie gebeur. En dan besef jy, en jy net 'n bietjie afgetrek. Jy het net vinnig bietjie afgetrek. En in daai tyd dat jy net 'n bietjie afgetrek, het hierdie ou lorry jou ingehaal en so ver verbygevat, dat dit jou tot nou toe gevat het om weer by hom te kom. Sjoe. Hoe ver? Is dit eenvoudige, vinnige stop, net 'n vinnige aftrek. En nie in water by gesit nie. Nou net so, moet ons stryd teen die sonde. Ons is almal op hierdie Christelike lewenspad. Ons is almal op hierdie pad, hemel toe. Maar Satan, baie slim, plaas sekere dingetjies langs ons lewenspad, sekere ultra cities en dinge wat ons versoek om net so 'n bietjie af te trek. Ek bedoel, niks ernstigs nie. Ons stop net gou, ons rek net 'n bietjie so die bene en dan gaan ons weer die Christelike pad loop. Ons gaan weer terugkom op die pad. Jy kry dan 'n nuwe werksaanbod met 'n baie ander salaris. Maar ongelukkig, so een waar jy so 'n bietjie toegewings moet maak. En jy besluit, jy was daar nodig. So ek gaan net so 'n klein bietjie aftrek. Ek sal later, as alles weer beter gaan en reg is en finansies bietjie opgetel het, dan gaan ek weer terugkom kerk toe. Dan gaan ek weer die dinge reg doen. Of jy verloor dan jou werk en jy sê vir jouself, weet jy wat? Dit het my nou getrek, ek wil net so 'n bietjie aftrek van die kerk. Ek gaan nie meer betrokke wees nie. Ek bedoel, die kerk moet verstaan, ek het my werk verloor. Ek net so 'n bietjie af. Of ek moet iemand net in my lewe. So 'n nuwe jong bokkie, weet? Of dan nuwe vriende in my lewe. En ek trek net so 'n bietjie af. Net so 'n bietjie. Niks ernstigs nie. Ek gaan ons nou weer die pad loop. En so trek ons af, want ons besef nie die geweldige gevaar aan sonde nie. En ons raak nog om ewig daarteen te stry. Maar, al is ons stryd teen die sonde, al is dit moeilik. En dan voel het vir jou partykeer as ek nie eens enige vordering maak nie. Ek bedoel, jy val meer as wat jy vorentoe beweeg. Maar Jesus se boodskap is, byt vas, maak ten alle koste teen sonde. Moenie opgee nie, moenie aftrek nie. Just keep on track. Just keep on track. En die oomblik as jy aftrek, sit dit terug in jou Christelike wandel. En jy wil nie iets terugkom nie. Hoe ver kon jy nie al voor gewees het? In Handelinge van die Apostels, wat sê 539, sê hy maar vir ons. In sy mensheid, wat deur 'n lewe van voortdurende teenstand teen die kwade vervolmaak is, het hy dat bewys dat mense deur samewerking met God in hierdie lewe 'n volmaakte
karakter kan behaal. Dis sy doel vir ons, God se doel vir ons. Met ander woorde, een ek kan die volle oorwinning oor sonde behaal deur God se genade. En dan sê sy, die Christen se aandeel is om vol te hou in sy poging om elke sonde te oorwin. Hy moet voortdurend tot die Heiland bid, om die kwale van sy siek siel te genees. Hy het nie die wysheid of die krag om te oorwin nie, maar God skryf dit aan diegene wat in ootmoed en oorgawe streek en stry uit hulle moet. Daarom, as dit by sonde kom, moenie dat Satan jou Photoshop of die sonde in jou lewe Photoshop nie. Bid elke dag dat die Heilige Gees jou as 'n ware 'n geestelike vergroting van jouself sal gee, sodat jy jouself kan sien soos wat jy werklik is, en deur God se genade die durf en moed om sterk stappe te neem teen sonde. En soveel so, dat die oomblik, as ek die sonde in my lewe sien, dat ek sal vaskop daarteen, met alles wat ek is en het, en op Jesus sal fokus, want ons alleen kan help om die sonde te oorwin. En in hierdie stryd, moet nie aftrek. Al is dit hoe moeilik, hou aan, en dit sal beslis beter wees, om eerder aan die ewige lewe in te gaan, as om toe te gee aan sonde, en in die hel verwerp te word, van my Jezus. Amen.
Even people sound is. I mean, when country, once it's true, ain't about problem. People's only award that it is most only staff to. This sometimes it's all shooting competitions. It could be back like that. But mostly back to this need to hold up and show them a little bit. Whatever was really key is to keep the video up. And he really actually is so that at the beginning of the sound and also I have those is all fear. You can see being that as that. Should it also look honest, but also there's like something you put this in the so I would know. That was just strength. Dat ons op de zin waren ons vastgevangen is en dat ons alles in die genade zal doen om daarvan te ontsnappen. Weet je, soms elk zelfs zijn handen van voedsel afsnijden ons fysische lichamen daarin. Dat ons zo is besluit zal maken. Dat ons van zonde beschermen. En alles te doen om daarvan weg te komen. Dat is niet. Je fucking shop als je ook Bijbel tekst geslacht. En ik had het. En aanhouden op jullie best. Om niet te laten dat Satan ons inkomelijk en af te maken. Niet afgebracht van de kaart die dingen voor een ongeluk mee. Dat die vader aan de interesse op jullie geest. En dan is het. Wij soms de boosheid van de eigen levens. De grens van God dan kiezen. De anderen die te gaan doen en nu politieke land. Schenda hier van God. Stralen van ons is te zijn. Dit is mijn van dit. See, all songs I spoke to, all spirit now,